So julle kan julle Bybels oopmaak in 1 Tessalonisense 5. En voordat ons in die skrif ingaan, wil ek jou 'n vraag vra wat ek julle laasweek ook gevra het. Wat gee vir jou hoop? Hoekom het jy vanoggend opgestaan? Het jy hoop vir vandag? Het jy hoop vir die week? En ek wil hê, as jy hom nie laasweek geantwoord het nie, moet jy hom dalk vandag vir jouself antwoord. Of daarom net begin dink daaraan. Hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom staan ek op? Want partykeer is dit baie lekkerder om eerder net te lê. Maar hoekom het ek hoop vir vandag? Of gaan ek maar net deur emotions? Want dis wat ek moet doen. Ek het nie 'n keuse nie. Dit is nie lewe nie. As jy nie hoop het nie, dan het die duiwel gekom en jou toekoms kom steel. En ek wil nie hê dat enigiemand hier moet sit sonder hoop nie. Want elkeen van ons het 'n toekoms. Weet jy wie het jou gered? Ken jy hom persoonlik? Of het jy maar net gehoor van hom by iemand anderste? Want as jy Jesus ken, weet jy waaruit hy jou gered het en waarna toe hy jou gered het. Want hy red jou nie net uit 'n plek uit vir geen doel of plan vir jou lewe nie. Hy red jou na iets toe ook. Hy het 'n plan vir jou lewe. Hy het 'n doel vir jou lewe. En hy het jou werklik lief. Hy het jou so lief, dat hy voordat jy al geskape was, voordat jy al 'n gedagte vir jou ma was, of jou oupa, of jou ouma, of jou oupa grootjie, het hy die prys aan die kruis betaal vir jou. Hy het jou lief, en hy het 'n hoop vir jou lewe. Het jy hoop vir jou toekoms? Is daar werklik hoop vir jou? As jy verstaan wie Jesus is, wat hy kom doen het vir jou, waaruit hy jou gered het en waarna toe hy jou gered het, dan kan jy nie lewe vir enige iets of enige iemand anderste as vir hom nie. Want dan verstaan jy hoe nodig jy hom het en dat hy werklik 'n plan het vir jou lewe. Wat elkeen van ons hoop, moet nie wees om net ewige lewe te kan kry nie. Moet nie net wees om die hel te vermy nie. Nee, my en jou hoop moet werklik wees om Jesus eendag van aangesig tot aangesig te sien. Want hy kom weer. En die skrif sê, daar gaan party wees wat lewendig is. Daar gaan party wees wat dood is. Maar as jy in Christus lewe, of in hom dood gegaan het, ontslaap het, soos wat Paulus skryf, dan is jou hoop daai dag wat jy hom werklik gaan sien, van aangesig tot aangesig. Hoe lyk jou ontmoeting met hom? Het jy al daaraan gedink, wanneer jy hom van aangesig tot aangesig gaan sien? Hoe lyk daai oomblik? Want ons moet eerlik daaroor wees. Is dit 'n oomblik van bang wees? Of is dit 'n oomblik van opgewondenheid? Om hom werklik van aangesig tot aangesig te sien. Want as dit vir jou hoop bring, sy wederkoms, die oomblik om hom te sien, dan het jy rede om op te staan in die oggende. En dan het jy 'n doel wat hy vir elkeen van ons beskik het. So kom ons kyk bietjie wat sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 rondom hierdie dag van die Here. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid,
dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is, nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Kom Jesus soos 'n dief in die nag? Ja of nee? Ja, hy kom soos 'n dief in die nag. Maar vir wie kom hy soos 'n dief in die nag? Ongelowiges. So die skrif is duidelik oor dat hy gaan kom vir die wat dit nie verwag nie. Hulle gaan dink, dis vrede en veiligheid, en dan is hy daarso. Maar vir ons, wat van die lig is, die kinders van die lig, kom hy nie soos 'n dief in die nag nie. Ons kan kyk na die tye. Ons kan lees wat sê Paulus hierso. En ons kan agterkom dat dinge is besig om in 'n rigting te beweeg. Maar weet jy wat is vir my oplettend? Wanneer gaan die Here kom? Wanneer die wêreld sê daar is vrede en veiligheid. Is daar nou vir jou in die wêreld vrede en veiligheid? Nee. So kan ons maar weet, hy gaan dalk nie nou kom nie. Moontlik. Weet ons presies die uur en die dag en die tyd wanneer hy gaan kom? Nee. Net God weet wanneer daai dag is. My vraag aan jou is, wat doen die wêreld om vrede en veiligheid te kweek? Hulle probeer beheer uitoefen. Hulle probeer op 'n manier beheer uitoefen, want daar kan werklik net vrede wees en veiligheid wees as almal doen wat een persoon sê om te doen. Is dit so? Want anders het almal hulle eie opinies. En ons is in God se beeld geskape. Ons weet wat is reg en verkeerd. En ons hou nie daarvan as dinge nie reg is nie. Ongeredde persoon is teen ongeregtigheid. Hulle weet dis nie reg nie. Enige persoon weet dit, maar daar's 'n manier wat die wêreld probeer om mense te probeer beheer, sodat hulle kan sê, okay, nou het ons vrede en veiligheid. Kyk na die wêreld. Oral is daar oorlog. Maar die dag as hulle gaan sê, ons het nou vrede en veiligheid, dan moet jy weet, dis naby. Ek wil vir jou vandag sê, ons gaan werklik net vrede en veiligheid beleef as Jesus koning is oor hierdie aarde. Geen wêreldinstansie, geen entiteit, geen groep mense gaan werklik veiligheid en vrede kan bring vir ons nie. Net Jesus gaan dit kan doen. Maar my vraag aan jou is, kan ons vrede en veiligheid beleef te midde van die toestand wat ons onsself in bevind? Ek glo ons kan. Want wanneer jy weergebore word, wanneer jy 'n kind van God word, dan word sy koninkryk in jou 'n realiteit. En jy kan te midde van jou omstandighede vrede en veiligheid beleef, ongeag hoe dit om jou gaan. Daar's heelwat boeke, Tortured for Christ, God's Smuggler. Daar is 'n paar boeke van mense wat regtig verdrukking moes deurgaan, en dan sê hulle, te midde van die moeilikste omstandighede van my lewe, het ek vrede beleef. Want God is met my. Hy is in beheer van my lewe. Ek en jy hoef nie soos die wêreld rond te hardloop, soos 'n afkop hoender, wat nie weet wat se rigting nie. Probeer by mekaar maak, links en regs, en oor mense klim en trap, vir ons eie beswil nie. Wanneer jy werklik weet wie Jesus is,
en jy sit jou vertroue in hom, dan gaan hy jou die wysheid gee wat jy nodig het. En ongeag jou omstandighede, sal jy vrede kan beleef en veiligheid. Wanneer die wêreld dink, daar's vrede en veiligheid, dan sê die skrif, dan is hulle verderf naby. In die Engels, destruction. Dan is dit daar. En die skrif sê, hulle sal sekerlik dit nie ontvlug nie. Daar kom 'n oordeelsdag. En geen persoon gaan daai dag ontvlug nie. Maar wat van die kinders van God? Hoe lyk dit vir hulle? Nou interessant, hy praat hier van die kinders van die dag en hy praat van die nag. Nou in die ou dae was jou van eintlik net 'n beskrywing van waar jy vandaan gekom het. Van der Walt is byvoorbeeld eintlik gewees van die woud af. En daar's klomp sulke beskrywings, dit was wat jou van was, of jy was gewees, soos wat ons in die Bybel lees, jy was Simon Bar-Jona, of wat ook al, jy het 'n beskrywing gehad, dit was al wat die naam, of die van was. So wanneer hy sê, kinders van die lig, wat sê hy? Jy's 'n kind van die lig. 'n kind van God. Maar wanneer hy dit sê, dan kom daar met 'n spesifieke verwagting wat hy wil hê jy moet mee optree. So wanneer as iemand vra wie's my pa en ek sê hulle wie's my pa en hulle ken my pa, dan weet hulle hoe ek grootgemaak was. En dieselfde vir my pa. So wanneer iemand jou raakloop in die dorp en hy vra wie's jou pa gewees? O nee, ek ken hom. Dan het hy 'n baie goeie idee hoe jy groot gemaak is. Hoe jy groot geword het. So as kinders van die lig moet ons op 'n sekere manier optree. Ons moet wakker wees. Ons moet nugter wees. En lig verteenwoordig reinheid en geregtigheid. Ons kan nie dinge wil sê ons is kinders van die lig, maar ons wil in die duisternis funksioneer nie. Dit werk nie. As jy sê jy's 'n kind van die lig, dan doen jy dinge in die lig. En jy doen die dinge van die lig. En hy sê ons moet geklee wees met die borswapen van geloof en liefde. En die helm van ons saligheid. Ons gaan nou na iets interessant kyk, want hoekom sê hy dit? Hoekom sê hy vir ons moet daai goeie sê? Kom ons lees vers 9 tot 11. Want God het ons nie bestem tot die toorn nie, maar om die saligheid te verkry, deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat of ons wakker en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Nou interessant, hy praat weer hier van saligheid. In vers 8 lees ons, hy sê, en as helm die hoop op saligheid. En dan vers 9 sê hy, vers 9 dan sê hy, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Nou saligheid is salvation, of 'n ander woord vir saligheid is redding. Nou my vraag aan jou is ons nie gered nie? Ons is mos gered. Maar wat, hierdie redding wat hy hiervan praat, is nie verlede sinskonstruksie, wat sit in Afrikaans, daai tens. Dit is iets wat nog moet gebeur. Nou ek wil vir jou 3 konsepte probeer verduidelik rondom dit. Met wedergeboorte word ons gered uit die koninkryk van duisternis. En jy vereenselwig jouself met die dood en die opstanding van Jesus. In Engels noem ons dit, jy is justified. 'n mooi woord vir dit is just as if I'd never sinned. Dit is wat gebeur wanneer jy jou geloof in Jesus sit. Jou verlede is weg. Maar geluk, jy tree nou toe
na die wedloop van geloof. Jy begin nou 'n pad van heiligmaking stap. In die Engels noem ons dit sanctification. So jy is besig om ontslae te raak van 'n denkwyse, 'n manier van dinge doen, wat nie in lyn is met die woord van God nie. Maar jy is gered. Maar jy is in die wedloop van redding. Ek hoop dit maak sin sover. Want die dag toe jy tot bekering kom, het jy nie onmiddellik 'n verheerlikte liggaam gekry nie, het jy? Vertel my asseblief as jy het, want myne het so 'n bietjie skete en pyne. So alles is nog nie herstel soos wat dit was voor die sonde nie. Wat jy nou op fokus in die wedloop van heiligmaking is die vernuwing van jou gedagtes. Jou gees is nuut, maar jou gedagtes is dag vir dag besig om vernuwe te word. Maar daar kom 'n dag wanneer Jesus terugkom. En hy gaan kom en hy gaan alles restoreer. En dit noem ons glorification. So dit is wat hierdie skrif van praat. Daai redding, wanneer alles gerestoreer is, alles weer reg is, soos wat dit was voor die sondeval, dit het nog nie gebeur nie. Dit gaan nog gebeur. En die hele aarde wag vir daai dag. Want dit was nie die plan hoe dinge nou is, hoe dit moes wees van die begin af nie. Maar God gaan kom en hy gaan alles kom regstel. Ek hoop dit maak sin vir julle. So ons kyk na justification, sanctification en dan glorification. Dit is die drie goeters wat deel is van redding in jou lewe. My vraag aan jou is, wat is die groot plan en doel van God? Want ons lees hierdie Bybel en dit is, jy kan nie vir my sê dat hierdie net toevallig is nie, dat mense dit maar net so laat gebeur het nie. As jy hierdie boek vat en jy kyk na hom, daar is soveel kruisverwysings, daar is soveel goeters, wat as dit deur een mens geskryf was, was dit amazing. Maar hierdie is nie deur een mens geskryf nie. Hierdie is deur 'n tydperk van 1500 jaar geskryf, deur oor die 40 skrywers. En daarom is hierdie nie net 'n normale boek nie. Nie net iets wat jy ligtelik op kan vat nie. Jy kan maar jou lewe toepas volgens hierdie. Jy kan jou lewe maar inrig, want God het 'n plan. God se plan is dat elke persoon herstel word en dat die skepping ook herstel word. Dat alles versoen word met hom en dat sy heerskappy weer terugtree in elkeen van ons se lewe, maar in die eindtyd as oor die hele aarde, wanneer alles weer herstel is, gaan hy heers oor sy skepping. Maar die vraag is, waarvan red God my en jou deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het? God red ons deur wat Jesus aan die kruis gedoen het, van sy oordeel en sy ewige verderf teenoor sonde. Besef julle dit? God maak 'n weg deur Jesus Christus vir elke persoon om nie ewige verderf te beleef nie. Nie van hom geskei te wees vir die res van ewigheid as gevolg van sonde nie. Hy red ons van dit. So, Jesus offer dit vir elke persoon. Dit is jou keuse of jy dit gaan aanvaar of nie. In Deuteronomium 30 vers 19 sê God vir Moses die volgende woorde. Julle kan saam met my lees of net luister. Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuie teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. God hou vir elke persoon ewige lewe
of ewige verderf. Ek moedig jou vandag aan. Kies ewige lewe. Maar ek wil jou vandag waarsku. Moet nie die ou lewe van sonde probeer meng met die ewige lewe wat hy instoor het vir jou nie. Moenie probeer om twee wêrelde in mekaar te probeer moes nie. As jy olie en water vat, jy kan hom daai bottel skud, maar daar kom 'n tyd wat die twee skei. God roep ons uit 'n gebroke wêreld uit na sy koninkryk toe. En hy wil hê dat sy heerskappy deur my en jou moet funksioneer. Moenie probeer om sonde te regverdig met 'n heilige God nie. Daar is geen duisternis in hom nie. Beteken dit dat ons net perfek is? Nee. Maar ons moet intentioneel wees oor die pad wat ons met die Here stap, om klaar te maak met die dinge van die wêreld en alles te doen wat hy ons na toe verroep. Hy sluit daai gedeelte af in vers 11. Hy sê so mooi, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, sodat julle ook, soos julle ook doen. Die wêreld is nie maklik nie. Die lewenspad wat ons stap, is nie 'n maklike pad wat ons stap nie. Ons probeer dinge reg doen. Ons streef daarna om 'n lewe van heiligmaking te lei. Maar partykeer val ons. Partykeer misluk ons. Is dit waar ons dan sê, ja, nee, lekker. Of is dit 'n oomblik wat ons eerder mekaar bemoedig en mekaar opbou en die pad saamstap, sodat elkeen van ons kan volhard. Dis wat ek sien Paulus hulle na toe roep, om mekaar te bemoedig, om aan te hou volhard en te sê, nee, ek weet jy kan, kom ons gaan weer, kom ons hou aan hierdie pad stap. Kom ons lees wat sê hy verder in vers 12 tot 15. Maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan en bewys hulle die liefde, die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergelde nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor ander. My vraag aan jou is, wie stel gesag in? Is dit 'n mens of is dit God? God stel gesag in. Maar die vraag is, vertrou jy die gesag wat God aanstel? Wie hy aanstel? Of betwyfel ons dit? Want baie keer as mens, dan dink ons kan dit beter doen. Vertrou ons God se gesag oor die leierskap van ons land? Ek moet sê, ek het baie kere nie. Oor die leierskap oor ons dorp, oor ons universiteite, oor ons skole, oor die kerk. Ek sukkel partykeer met van die leierskap. Maar eendag tik die Here my oor die vingers en hy sê, Johan, ek stel aan en ek stel af. Ek het nie vir jou gesê om te sit en te veroordeel nie. Bid vir hulle. Ek sal sit wie ek waar wil sit. Vertrou my in dit. Maar ons het baie woorde per minuut. Ek het baie woorde per minuut oor dit. En totdat die Here vir my gesê het, Johan, hou op. Wanneer dit opkom, bid vir hulle. En dis hoekom ons bid 16 minute oor 12 elke dag. Ons bid vir verlorenes, maar ons bid ook vir die mense wat in gesag is. Want daar's mense in gesag wat die Here nie ken nie. Maar God het hulle nog steeds daar aangestel. So bid ons vir hulle of oordeel ons hulle? Praat ons hulle sleg? Dis my en jou keuse hoe ons gaan reageer oor dit. Dis nie altyd lekker nie, dis nie altyd maklik nie. Maar kan ons die Here vertrou
dat hy 'n plan het, al sien ons nie die groot prent nie. Kan jy die Here vertrou dat die leierskap van hierdie gemeente jou geestelike groei op harte dra? Dat ons omgee vir elkeen van julle se geestelike groei. Want as jy die Here kan vertrou, dan sê Paulus daarso, hulle gaan jou dalk vermaan. Hulle gaan jou dalk teregwys. Nou wat is die doel van vermaning? Vermaning is in Engels net 'n course correction. Die van julle wat al enigstens in die bos tyd gespandeer het of iewerste was waar jy by 'n eindpunt moes uitkom en jy het net 'n kompas, jy moet elke nou en dan daai kompas na kyk. Is ek nog steeds in die regte rigting op pad of is ek van die pad af? Want as jy 'n klein stukkie van die pad af is nou, oor 2 dae het jy jou eindpunt lankal gemis of jy gaan hom verseker mis. Maar as jy binne 5 minute sien, ek is bietjie af, dan draai jy course correction, dan stap jy weer. Dit is wat vermaning is. Dit is nooit om af te breek nie. Dit is om reg te stel waar daar enige plek is wat ons begin afdwaal. Elkeen van ons het dit nodig. Niemand van ons stap hierdie pad alleen en dink ons het dit nie. Maar wat baie interessant is, nou gaan Paulus oor en hy sê, julle as kerk het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Kom ons lees wat sê hy, want ons het nou daarna gelees, maar ek wil net hê, ons moet dit weer lees. Hy sê, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal. Sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. Hy het nie gesê, hy sê nie teenoor die wat mooi is, oulik is met jou nie, die wat jou maatjies is, die wat goed is teenoor jou nie. Hy sê nee, jaag die goed na teenoor mekaar, dis maklik. Ons kan nogal die goed najaag, maar dan sê hy teenoor almal. Daai is 'n bietjie moeiliker. En hy sê, ons moet die onordelikes vermaan. Ons moet die wat kleinmoedig is, bemoedig. So ons moet mekaar help, want daar kom tye in ons lewe wat ek sê, ek weet nie meer, ek is nie lus om aan te gaan nie. Dan is daar iemand nodig wat sê, nee, kom ons stap hierdie pad. Moenie opgee nie, kom ons hou aan. As jy nie so iemand het in jou lewe nie, asseblief kry so iemand. Vra die Here om vir jou iemand te wys, wat jy net mee kan praat, nie wat vir jou al die oplossings het, al die antwoorde het in jou lewe nie. Iemand wat jy net daarmee kan praat en sê, luister, dinge gaan rof, bid saam met my. Ek kort bemoediging, ek kan nie so aangaan nie. Vertrou dat die Here so iemand op jou pad sal stuur. Ons moet die swakkes ondersteun. Vandag is jy dalk nie 'n swakke nie, maar oor 'n paar jaar is jy dalk 'n swakke. Gaan jy, wanneer jy in 'n posisie is om te ondersteun, ander ondersteun? Maar dan wil ek jou nou ook sê, as jy in 'n posisie van swakheid is jy bereid om ondersteuning te aanvaar? Trots of hoogmoed in die sak te steek en te sê, Here, ek kort hulp, en dit te aanvaar van iemand? Hierdie lankmoedig wees teenoor almal is vir my 'n moeilike ene. Ek is nie eers lankmoedig met myself nie. Hoe wil die Here nou hê ek moet met iemand anders te lankmoedig wees? Maar die Here tik my oor die vingers. Sê Johan, wees lankmoedig. Hê genade. Hou aan. Moenie opgee nie. Moenie dink wanneer jy nou nie meer uitweg sien nie, dat dis nou die einde nie. Wees lankmoedig. Hy sê, jaag die wat goed is teenoor mekaar, jaag na wat goed is teenoor mekaar en teenoor almal. Ek wil vir jou vandag sê, wat goed is nie altyd lekker nie. Wat goed is, gaan dalk verg, dat jy jou trots in die sak moet steek. En dit gaan nie altyd lekker wees nie. Dit gaan dalk iets kos van jou. Maar dit gaan goed wees. Dit gaan die moeite werd wees. En jy gaan die Here verheerlik deur dit wat jy doen.
Hierdie 3 versies wat ons nou gaan lees, is vir my baie interessant. Hy sê, vers 16, wees altyd deurbly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Nou gisteraand is ek besig om net weer deur alles te gaan en by te voeg ensovoorts en ek raak geïrriteerd want die kinders is besig. Hulle is hierso en ek met my tweede dogter is dit asof die Here daai vrou wat ons van lees in die Bybel wat die koning aanhou pla en pla en pla 'n realiteit geword het, want sy het 'n vermoë om net aan te hou en jy kry nie kans om haar eintlik te antwoord nie. Sy gaan net. En so my geduld is, ek weet nie waar is dit nie, ek het dit iewers te verloor en ek lees hierdie gedeelte en ek besef ek is nie bly in hierdie oomblik nie. En ek is nie dankbaar oor die situasie wat ek myself in bevind nie. En ek stop net en ek sê, Here, dankie vir my kinders. Dankie vir die seisoen wat hulle in is en dat hulle kan praat en ek moet net dankbaar en ek sê net, Here, dankie. Dankie dat hulle kan raas. Dankie vir dit alles. En onmiddellik verander my hart teenoor die situasie. En ek besef, dalk moet ek wag totdat hulle slaap en dan gaan ek weer verder aan met my voorbereiding. Maar wat dra ek uit vir hulle? Wanneer my pa in die woord is, dan is hy ongeduldig. Wanneer my pa besig is in die Bybel, het hy nie tyd vir my nie. En ek besef, maar ek wil nie dit hê vir my kinders nie. Ek wil hê my kinders moet 'n liefde vir die woord hê. Hulle moet tyd in die woord wil spandeer, nie bang wees om by hulle pa te kom sit wanneer hy in die Bybel besig is om tyd te spandeer nie. So ek stop dit toe en dan raak toe heel wat rustiger nadat ek my dankbaarheid teenoor die Here bewys het en die hele situasie het verander. Is dit maklik om altyd deurbly te wees? Nee, dit is nie maklik nie. Is dit maklik om sonder ophou te bid? Nou daai is 'n baie interessante ene. Want dit is verseker nie maklik nie. En ons kan nie heeltyd seker hier rondloop en bid nie, dan gaan ons nie eers 'n gesprek kan hê nie. Maar dis nie spesifiek wat hierdie gedeelte van praat om te sê jy moet net dit is meer 'n bewustheid van God se nabyheid. Want my vraag aan jou is, as jy iemand het wat saam met jou elke dag stap, elke dag is, dan gaan jy baie maklik vir hulle vra, wat dink jy van hierdie ding? Hoe dink jy moet ons hierdie situasie hanteer? En jy inkorporeer daai persoon by jou besluite en jou alledaagse dinge. Dit is wat gebed is. Want God is met elkeen van ons elke dag, 24 uur, 7 dae 'n week. Hy woon binne in jou. So wat beteken dit? Wanneer ons 'n bewustheid het van God se nabyheid, inkorporeer ons hom in ons besluite. Inkorporeer ons hom in ons gedagtes en ons vra die Here, Here, is hierdie van U af of is hierdie nie van U af nie? Hoe moet ek hierdie situasie hanteer? Gebed is 'n gesprek wat jy het met God. Hy is nie vir jou 'n genie wat net al jou probleme moet kom oplos nie. God wil in verhouding wees met elkeen van ons. So hoe lyk dit? Dit is om 'n bewustheid te hê van sy nabyheid. Is dit maklik om dankbaar te wees in al ons situasies? Nee, dit is nie maklik nie. Maar ek wil vir jou sê, dat as jy gaan kies om jou mindshift te maak, om te sê, Here, dit is dalk nie maklik nie, maar is 'n keuse wat ek gaan maak om dankbaar te wees. Dis 'n keuse wat ek gaan maak om U in elke situasie te raadpleeg. Dis 'n keuse wat ek gaan maak om bly te wees altyd deur. Dan waarborg ek jou dat jou uitkyk gaan verander oor die situasie. Jy gaan anders te begin dink. Jy gaan anders te begin funksioneer rondom hierdie. En as dit gebeur het, dan begin jou gemoed ook
verander. En jy word nie kwaad vir die omstandighede nie. Jy sê net, Here, dankie vir hierdie wat ek nou moet deurgaan. Ek weet nie hoekom nie, maar U weet, ek vertrou U. Lei my in hierdie, wys my, hoe lyk hierdie situasie? Kom ons lees die laaste gedeelte. Blus die gees nie uit nie, verag die profeseë nie, beproef alle dinge, behou die goeie, onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Broeders, bid vir ons. Groet die broeders almal met 'n heilige kus. Ek besweer julle by die Here dat hierdie brief aan al die heilige broeders voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus saam met julle. Amen. So hy begin en hy sê, blus die gees nie uit nie. Nou hoe blus ons die gees? En ek kan vir julle baie scenario's probeer skep. Maar ek wil dit opsom in ongehoorsaamheid. Wanneer die Here vir jou ietsie sê en jy kies om dit nie te gehoorsaam nie. En partykeer is ons ongehoorsaam omdat ons eintlik net onkundig is. Partykeer is ons ongehoorsaam want ons dink te veel wat ander mense gaan sê of wat ander mense gaan dink. So ek bemoedig jou vandag. Wanneer jy iets hier binne jou beleef, om iets te doen, staan stil net 'n oomblik en vra, Here, is hierdie wat U wil hê ek moet doen? Is dit wat U gaan verheerlik? En wees dan gehoorsaam aan dit. As dit iets moeilik is, vra vir hom om vir jou bevestiging te gee oor dit. Maar wees gehoorsaam wanneer die Here jou lei in 'n rigting. As jy kies om ongehoorsaam te wees en jou eie kop te probeer volg heeltyd, dan gaan sy stem stiller en stiller raak. Want jy weet mos beter. Hoekom moet hy jou dan help? Hoekom moet hy jou dan lei? Maar dan kom ons in 'n situasie wat sê, Here, hoekom gebeur hierdie? Want jy kies dit. Jy wil daai pad stap. Wees gehoorsaam. En weet jy, dit is eenvoudig. Wanneer jy dit gemis het, vra vergifnis. Here, vergewe my. Ek besef, U het hierdie vir my uitgewys en ek was ongehoorsaam. Vergewe my. Hoe maak ek hierdie reg? En ek moes al kere gegaan het en teruggaan en goed gaan regstel. Want hy kan nie net sê, vergewe my, maar hy gaan nie teruggaan. Ek gaan nie hierdie reg maak nie. Partykeer moet ons teruggaan en dit regmaak, maar ons vra hom, hoe moet ek dit doen? En hy sal vir jou lei om dit te doen. Tot in Tessalonisense word profeseë verag. Nou, die skrif is nie 100% duidelik hoekom profeseë hier verag word nie. Maar profesie word vandag ook nog verag. En wat ek al gesien het hoekom profesie verag word, is omdat dit so maklik misbruikbaar is. Want ek het al te veel van mense gehoor wat reageer op 'n profetiese woord wat iemand vir hulle gesê het en hulle verkoop alles, hulle pak hulle lewe op en hulle gaan iewers heen. En dit werk nie uit nie. En hulle is kwaad vir die Here. Of hulle hoor iemand gee vir hulle woord om hulle vrou te los en die ander man se vrou te gaan haal. Daar is kerke, ek wil nie sê dis kerke nie, daar is bewegings, iets, ek weet nie wat nie. Wat as jy daar ingaan by hulle, dan sê hulle vir jou, luister, eintlik moes julle twee nie getroud gewees het nie. Hulle moes getroud gewees het en dan skei hulle en hulle trou met hierdie ander paartjies en dan gaan almal net lekker saam. Daai goeters, dis nie skriftuurlik nie en dis nou profeseë wat misbruik word. Maar dit is waar die volgende vers inkom wat hy sê, beproef alle dinge en behou die goeie.
Dit word verwys na profesie. Dit word nie verwys na dwelms of rook of enige van sulke goeters, tieners. Beproef alles en behou die goeie nie. Nee, dit word verwys na profesie. Want daar was al mense wat profetiese woord vir my gegee het. En profetiese woord is nie 'n rigtingaanwyser vir jou lewe nie. OK. In die Ou Testament was profetiese woord baie keer dit gewees om te sê doen nou dit so. Profetiese woord in die Nuwe Testament bevestig baie keer iets wat die Here klaar in jou gesit het. Want in die Ou Testament het die Gees van die Here nie in elke persoon gewoon nie. Dit het op 'n profeet of op 'n koning of iemand gekom. Maar na Jesus wat die prys betaal het vir elkeen van ons se sondes, woon die Gees van die Here in elke kind van God. So profesie kom bevestig iets wat klaar binne in jou is. As iemand vir jou profetiese woord gee en dit is nie in lyn met die woord nie, dan kan jy maar dit los. Jy kan ophou. As iemand vir jou profetiese woord gee, dis nie noodwendig, dis in lyn met die woord, dis nie teenstrydig met die woord nie, maar is iets wat nie in jou hart is nie, bære dit. Skryf dit dalk neer, wag. Dis dalk iets wat die Here besig is mee in jou. Gerard het beleef dat ek die gemeente moet lei. Ek sê vir hom, jy's verkeerd. Dis nie 'n manier nie. Dis voordat daar was niks hier binne, ek wil nie weet van dit nie. 6 weke lank wat die Here met my 'n pad stap, rondom dit, voordat dit in my hart bevestig is. Voordat die Here dit vir my duidelik kom maak. Ander mense het gesê, ek sê nee, die Here moes dit eers in my hart kom regmaak, want anderste, waarborg ek jou, het ek nie hier gestaan vanoggend nie. As ek net gegaan het op wat iemand anders te sê, het ek lank al weggestap. Maar wanneer die Here die woord vir jou wys in jou hart, en iemand anders te kom bevestig dit, dan is dit 'n goeie plek. En dit is wat die skrif van praat, wanneer hy sê, beproef alle dinge, behou die goeie. Moet asseblief nie hierdie skrif uit konteks gaan vat nie. OK. Ek het dit te veel gehoor as kind, veral in die koshuis, alles beproef, en dan dink ons is goed, dit werk nie so nie. OK. Vers 22 praat hy van iets interessant, hy sê, onthou julle van elke vorm van kwaad. Nou in die Engels praat hy van abstain from all appearances of evil. So wat beteken dit? Ek gaan nou 'n wêreldse voorbeeld gebruik, uit my skooldae uit. Ek het nie gerook op skool nie, maar meeste van my vriende het gerook. So ek het baie keer saam met hulle gestaan, saam met die rokers. So, wat was ek bekend as? 'n Roker. En as daar ooit 'n onderwyser was wat ek mee gepraat het, dan sê hulle, maar jy rook mos. Dan sê ek, nee, ek rook nie. Nee, jy doen. Jy staan saam met die rokers. So ek word onmiddellik onder dieselfde kam geskeer as die rokers. So, wat sien hulle? Hulle kyk nie wat het Johan in sy hand of wat doen Johan nie, hy het dit dalk al weggesteek. Nee, hulle sien met wie Johan uithang. So wanneer hy praat van abstain from all appearances of evil, dan sê hy, alles wat jy doen, doen dit in die lig. Dat daar geen twyfel is oor hoe jy dinge doen nie. Daar moenie enige van jou aksies bevraagteken word nie. Wanneer jy saam met 'n ander vrou in 'n vertrek alleen is en die deure is toe, dan is jy nie besig om te abstain from all appearances of evil nie. Want enigiemand kan dink, wat is hulle daarmee besig? Verstaan julle wat ek van praat? Ons aksies het konsekwensies. So ons moet probeer om so ver as moontlik, soveel as moontlik, alles in die lig te doen. En dit gaan partykeer verg dat dit moeiliker is om dinge te doen. Dit is nie so maklik om net aan te gaan nie. Maar daar gaan nooit 'n vraagteken wees oor jou gedrag en oor hoe jy dinge doen nie. Daar moenie jou karakter moet nie in bevraagteken gebring kan word nie. Hoekom? Want jy verteenwoordig die koning van die lig. En daarom moet ons wandel soos kinders van die lig. God wil hê dat jou gees, siel en liggaam bewaar moet word. Jy het op die oomblik die vermoë
oor jou siel, oor jou gedagtes. Jy bepaal hoe dit lyk, hoe dit funksioneer. Met wedergeboorte het jy 'n nuwe gees in jou. God se gees woon nou binne in jou. Maar jou liggaam is nog steeds besig om agteruit te gaan. En eendag, jy kan so gesond eet soos wat jy wil. Jy kan, en dis goed, ek sê nie moenie gesond eet nie, ek sê nie moenie na jou liggaam kyk nie, omdat hy verganklik is, moenie nou om so vinnig as moontlik in die grond in kry nie. Kyk na jou liggaam. Maar dit is iets wat, maak nie saak wat jy probeer doen nie, dit is besig om agteruit te beweeg. Wees bewus daarvan en hê die hoop dat eendag gees, siel en liggaam herstel en gerestoreer sal wees. Ek wil jou los met hierdie hoop. Jesus kom weer. Jesus is getrou in alles wat hy doen. Maar my vraag is, streef jy na 'n verhouding met hom? Weet jy van Jesus of ken jy hom? Want hy wil jou, hy wil hê jy moet hom ken. Nie net weet van hom nie. Hy wil jou persoonlik in 'n verhouding met hom hê. Lewe jy met 'n afwagting van sy wederkoms? En maak jy lewenskeuses in lig van ewigheid of in lig van jou korttermyn begeertes, dit wat jy nou wil hê? Want wanneer ons so begin lewe met ewigheid in oë, dan gaan jy besig wees met die dinge van die Here. Jy gaan besig wees om goeders te doen wat hom verheerlik en nie jouself nie.